Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend, who would have thought that a lamb could rescue the souls of men? Oh, you rescue the souls of men. Counselor, Comforter, Keeper, Spirit we long to embrace. You offer hope when our hearts have hopelessly lost their way. Oh, we've hopelessly lost their way. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Almighty, infinite Father, faithfully loving your own. Here in our weakness you find us, falling before your throne. Oh, we're falling before your throne. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger Baie dankie. Vriende, blaai saam met my na Lukas hoofstuk 2. Ek is besig om met u te praat oor die waarheid rondom Kersfees. En ek het verlede week 'n paar stellings gemaak en ek wil dit graag weer doen. Maar blaai eers saam met my na Lukas 2. En ek het onder andere hierdie stelling gemaak deur te sê dat Kersfees en die geboorte van Jesus Christus het niks met mekaar te doen nie. Ek hoop jy het so 'n bietjie gaan dink oor hierdie stelling, dat Kersfees en die geboorte van die Here Jesus het niks met mekaar te doen nie. Jy kan geensins hierdie twee gebeurtenisse langs mekaar plaas nie. En toe het ek 'n paar dinge vir u genoem, hoekom ek dit sê. En ek wil vanmôre, en ek wens ek het nou baie meer tyd gehad, baie meer Sondag gehad,
want ek wil nog iewers met u praat oor die leen van Kersfees, miskien volgende jaar, DV as die Here Jesus nie gekom het nie. Ek praat juist eers oor die waarheid en dan wil ek met u praat oor die leen van Kersfees. Wat sê die duiwel en wat hou hy vir ons vandag voor? Maar ek wil vanmôre 4 beginsels net vir u noem om die waarheid, ek gaan hierdie waarheid oor Kersfees ek moet myself reghelp. Ek wil die 4 waarhede wat handel oor die geboorte van die Here Jesus vir u voorhou. En vir u wys wat is die waarheid rondom hierdie groot dag, die geboorte van die Here Jesus. Nou ek wil sê ek glo persoonlik dat die Here Jesus is nie die 25ste Desember is hy nie gebore nie. Hy is in September maand is hy gebore. Maar dit is 'n boodskap op sy eie wat ek vir u sal wys op 'n stadium. Maar kom ons lees Lukas hoofstuk 2. Nou verlede week het ek gesê daar's baie rolspelers en ek gaan weer terug na hierdie rolspelers. Ek het vir u gesê elkeen van hierdie rolspelers het gegee, want die heel eerste beginsel wat ons vind in hierdie verhaal, die waarheid in verband met die geboorte van die Here Jesus is dat God gegee het. Is nie wonderlik nie. Dit het by God begin en hy het gegee en dan is daar 'n paar rolspelers, 6 of 7 wat ek vir u genoem het. En ek wil net na 'n paar van daardie weer verwys voordat ek by die ander beginsels gaan kom. Maar kyk wat sê die woord. Kyk of u hierdie rolspelers raak sien. Een van die rolspelers kom in Matteus 2 voor. Die wyse manne, toe Herodes die wyse manne genader het. Maar kom ek gaan nou vir u net een noem hierso, want ek gaan nou terug na hom toe. Jy gaan dit vind in Lukas 2 vers 1. Hy sê, en in daardie dae het daar 'n bevel uitgegaan van keiser Augustus, dat die hele wêreld ingeskryf moes word. Hierdie is die eerste inskrywing, sê die Bybel in vers 2, wat plaasgevind het toe Cyrenius gouverneur van Sirië was. Kan jy dink in 'n oomlikse tyd dat die keiser Augustus se hart in die hand van God was? En om hierdie verhaal waar te maak en die waarheid te maak, sodat al die profesieë wat oor die Here Jesus deur die profete geprofeteer was, waar te maak, moes daar 'n sensusopname gedoen word, sodat Josef en Maria in Bethlehem. Micha 5 vers 1 sê dat Jesus in Bethlehem gebore moes word. So hulle is in Nasaret en om hulle te kry dat hulle Bethlehem toe moes gaan, toe sê die Here vir fluistery in keiser Augustus se oor. Hy sê, hoor gou mooi, hy gee hom hierdie gedagte, ek praat maar nou kinderkraans taal met u. Hy sê, kom ons dink aan 'n sensusopname. As jy 'n sensusopname kan maak, dan gaan die profesie waar word dat Josef en Maria in Bethlehem kan kom. Dis 'n wonderlike vriende. God se woord, ek wil 'n paar vir u noem. Kom ek lees vers 8. Vers 7 eindig met hierdie woorde en ek gaan dit ook aanhaal. Ek wil net hê u moet sien dit staan in die woord. Vers 6 sê, en terwyl hulle daar was, waar's daar? Jy sien dat jy lees hierdie woorde en terwyl hulle daar was. Hulle was in Bethlehem. Dis wat God gesê het wat moet gebeur. My kind, die Jesuskind, my seun, gaan in Bethlehem gebore word. En terwyl hulle daar was, vat jou rooi pen en omkring die woordjie daar, is die dae vervul dat sy moes baar. En dan die B-gedeelte van vers 7 sê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. En daar was herders in dieselfde landstreek, wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Eenvoudige mense, skaapwagters. En met een staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn en 'n groot vrees het hulle oorweldig. En die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees. Is dit nie wonderlik, die moenie vrees nie. Dis een van die wonderlikste woorde wat God uit die hemel uit stuur. Hy sê moenie vrees nie. Het jy geweet dat die woordjie moenie vrees nie in een of ander vorm 366 keer in die Bybel voorkom? Vir elke dag van die jaar moenie vrees nie.
En vir daai dag, wanneer ek dubbel 2 keer vrees, sê die Bybel, moenie vrees nie. Hy sê, moenie vrees nie, want ek bring julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk sal wees, dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is, die saligmaker, wat Christus die Here is. En dit sal vir julle die teken wees. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en wat in die krib lê. En skielik was daar saam met die engel 'n menigte van die hemelse leerskare wat God prys en sê, eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde en die mense 'n welbehae. Vriende, as daar een gebed van my hart is, en ek praat sommer nou namens Annelie ook, dat u in hierdie tyd, in hierdie feestyd, in hierdie dag wat al hoe nader kom, aan hierdie dag wat ons eenkant gaan sit as die geboorte en dit herdenk en die dag gaan aanbid vir 'n Jesuskind, is as daar een ding is wat hy vir jou kan bied en opnuut vir jou moet kom gee, is sy vrede. Ek wonder of u vanmôre hier sit met sy vrede. Hoor wat sê die Bybel? Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde. Hierdie saligmaker is gebore sodat ek en jy vrede kan hê. Weet jy daai vrede? Paulus beskryf hierdie vrede in Filippense 4 vers 7. Hy sê, die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. Dis 'n diep vrede hier binnekant om te weet, ek beleef hierdie vrede, en hoor gou mooi, die enigste persoon wat hierdie vrede kan gee, is Jesus wat genoem word, die saligmaker van die wêreld. Eer aan God. En toe die engele van hulle weggegaan het na die hemel, sê die herders vir mekaar, laat ons dan na Bethlehem gaan. Ek wil dit hier vir u sê, ek het so baie dinge op my hart, ek hoop ek kom deur my boodskap, maar hoor gou mooi, al hierdie manne wat ek vir u genoem het, van die herders af, kyk na die rigting wat hulle nou loop. Hulle hoor 'n boodskap en hulle loop in 'n sekere rigting. Hulle loop in die rigting van die vredevors. Hulle loop in die rigting van Jesus. Hoor wat sê die Bybel hierso. En toe die engele van hulle weggegaan het na die hemel, sê die herders vir mekaar, laat ons dan na Bethlehem gaan en hierdie dinge sien wat gebeur het, wat die Here aan ons bekend gemaak het. Hoor gemooi. Sien jy wat gebeur wanneer jy hierdie blye tyding hoor? En hulle, jy vat jou rooi pen, jy omkring hierdie woorde, en hulle het met haas gegaan. Is nie mooi nie? Hulle was haastig om by hierdie Jesuskind uit te kom. Ek verstom my hoe mense traag is as dit kom by die dinge van die Here. Hoe hulle sleepvoets en hoe hulle so moeg. Toe die herders hierdie boodskap, toe die engele weggegaan het, sê hulle vir mekaar, hoor gou mooi, kom gou. En hulle het met haas gegaan en Maria en Josef gevind en die kindjie wat in die krib lê. Ek wil jou vanmôre hierdie vraag vra. Ek ken jou by die naam, ek ken nie jou geestelike lewe nie, want ons kan voorgee, ons kan met mombakkies loop. Sê gou vir my, het jy al werklik die Jesuskind gevind? Ek vra nie of jy al 'n kerk gevind het nie, ek vra nie of jy al plesier of iets in die wêreld gevind het. Ek vra vanmôre, het jy al by die Jesuskind uitgekom en hulle het hom gevind? Wyse mense soek na Jesus. Is jy wys? Het jy hom al gevind? Ek vra nie of jy van hom weet nie. Het jy hom gevind? En toe hulle dit gesien het, hulle het hom gesien. Hulle het hierdie Jesuskind gesmaak. Die herders beleef sy heerlikheid. Hoor gou mooi, niemand kan ooit dieselfde wees as hulle in die teenwoordigheid van die Jesuskind was nie. Die herders ervaar die heerlikheid. 'n Omwenteling het in hulle lewens plaasgevind. En hoor nou mooi wat gebeur hier. Hulle het dit gesien en hulle het oral die woord bekend gemaak. Hoor mooi. As jy die Jesuskind gevind het, sal jy nooit stil bly nie. Jy sal dit vir iemand gaan vertel. As jy hom gesien het, ek wil hierdie woorde gebruik, as jy hom gesmaak het dat die Here goed is, hoor mooi, jy soek iemand om dit te kan vertel. Ek verstaan nie hoe kan mense geheime agente vir die Here Jesus wees nie, hoor. Mag ek vir jou vra, sal jy in hierdie Kerstyd, in hierdie Christustyd, sal jy vir iemand net vertel, jy het hom gevind? Sal jy dit? Of is jy skaam vir die Jesuskind? Jy skaam om dit vir mense te sê. Toe hulle hom sien,
het hulle oral, weet jy waar is oral? Het hulle oral die woord bekend gemaak, wat aan hulle van die kindjie vertel is. En hoor nou mooi, kyk wat is die effek, en almal wat dit gehoor het, was verwonderd. Wow, hoor die blye tyding. Was verwonderd oor wat deur die herders aan hulle, nie deur 'n dominee nie deur iemand wat grade het nie deur hoë plaases nie, eenvoudige herders, hulle daar met hulle skapies. Hoor mooi, God gebruik donkies. Hy gebruik nobodies. Hy gebruik jou seentjie met 2 visies en 5 broodjies. Hy gebruik hulle wat gewillig is. Hulle was verwonderd. Wow! Hoor wat sê hierdie herders? Deur die woord wat die herders aan hulle vertel het. Hoor nou mooi. Maar Maria het al hierdie woorde bewaar en in haar hart oordink. Hoor mooi, hoe weet 'n mens dat die herders al hierdie hoofkarakters wat ek nou vir u gaan noem, hoe kan ek vanmôre sê Nuwe Testamentiese taal dat hulle weergebore geword? Wanneer 'n mens lees dat iemand Jesus gevind het, beteken dit hy het weergebore geword. Maar kyk nou die reaksie, hoe sal jy dit sien? Behalwe dat hulle nou gaan vertel het en dat hulle verwonderd was, in vers 20, en die herders het teruggegaan en God verheerlik. Waaroor? O, dankie Here God, dat u seun na hierdie wêreld gestuur het. Ek is 'n sondaar mens. Ek is 'n herder, Here. Ek het al so op daardie oop veld het ek aan my lewe gedink en hoe de mekaar my lewe is en hoe ja Here, dankie dat hy gekom het as die redder. Hy het God verheerlik. 25 Desember, ons sit nou daai een dag, ek het verlede week vir jou verduidelik, God het vir ons een dag gegee en hy het gesê, hoor mooi, dit gaan nie oor geskenke nie, ek gaan vanmôre met jou praat oor geskenke, maar ek wil vanmôre vir jou sê, ek gee vir jou tyd, dat jy God moet verheerlik. En daar's 'n tweede woord, en geprys, oor alles. Ek wil dankie sê vir 'n Jesuskind. Jy sien, deur die jare is ons so besig, ons het nie tyd om net dankie te sê dat U my siel uit genade gered het en vir 'n verlosser wat net wel, kom ons gebruik hierdie 25 Desember. Maar is nie eintlik die 25 Desember wat die Here dit alleen wil hê nie. Dis hoekom dit nie vir hom oor 'n dag gaan nie. Hy wil hê ek en jy moet hom elke dag verheerlik. Elke dag dankie sê dat hy sy seun na hierdie wêreld gestuur het. En dan hy eindig so, ek lees net hierdie vers. En die herders het teruggegaan en God verheerlik en geprys oor alles wat hulle gehoor, hoor nou mooi, en gesien het. Presies soos daar aan hulle gesê is. Ek wil graag met u praat oor 4 beginsels. En ek het verlede week by hierdie een gekom, een van die grootste waarhede in die woord, as dit kom by hierdie verhaal oor die geboorte van die Here Jesus, dan lê dit in hierdie woordjie, die beginsel of die boodskap van gee. En ek wil net weer hierdie teks aanhaal, want ek wil vir u vanmôre ietsie wys. Wat bedoel ek, as Johannes 3 vers 16 sê, want so lief, hoe lief het God? Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun na hierdie wêreld gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Die eerste beginsel wat ek by God leer, is dat hy my so lief gehad het, dat hy bereid was om sy seun vir my te gee. Nou wil ek hier 'n baie sterk woord gebruik. God was bereid om sy seun van homself los te skeer. Hoor jy wat ek vir u sê? God was bereid om sy seun van hom los te skeer, af te skeer, sodat ek en jy nader getrek kan word aan homself. God was bereid om te gee. Ek het verlede week Jesus gebruik as die tweede hoofkarakter wat in hierdie gedeelte vir ons opgeteken is. Kyk hoe het hy gegee.
Al hier het ek verlede week vir die genoem, hulle het gegee, vanmôre wil ek vir die wys, hoe het hulle gegee? Hy was bereid om verneder te word. Filippense 2 vers 5 tot 9. Hy was bereid om verneder te word, sodat ek en jy verhoog kan word. Sien nie wat beteken gee? Ons praat so maklik oor gee. Wat gee jy vir Jesus? Wat kos jou geskenk wat jy vir Jesus aanbied? Wat kos dit jou? Dit het God gekos om sy seun van hom los te skeer. Dit het Jesus gekos om verneder te word, sodat ek verhoog kan word. Hoor hierdie ene. Wat het dit Maria gekos? Wat het dit hierdie jong meisie gekos? Dit het haar gekos om haar maagdelikheid te verag. En te sê, as daar 'n moontlikheid is dat Johan 'n maagd kan word, want jy sien, dis maagde wat eendag hemel toe gaan, mense wat gewas is deur die bloed van die lam. In Matteus 25 vertel Jesus hierdie verhaal, hy sê, dan sal die koninkryk van die hemel vergelyk word met 10 maagde, wat hulle lampe geneem het en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. Hoor gou mooi, 'n bloedgewaste, iemand wat Jesus ontmoet het, as sy of haar persoonlike verlosser en saligmaker. Die Bybel noem hom, hy of sy se maagd wat skoon gewas is. Sy sê, Maria sê, weet jy wat, as daar die persoon, kan ek jou naam noem, as daar die persoon 'n maagd kan word, in die koninkryk van God, is ek bereid om daai prys te betaal, ek is bereid om dit te gee. Is dit wonderlik nie? Wat het dit Josef gekos? Josef was die stiefpa van Jesus. Behalwe die vernedering, behalwe die geskinder, en al die stories wat daarmee gepaard gaan, het hy gesê, weet jy wat, ek is bereid om te gee, ek sal bereid wees om die stiefpa van Jesus genoem te word, sodat u en ek 'n eie vader, 'n liefdevolle vader, kan hê. Ken jy hom so? Ken jy die vaderhart van God? Hy het gegee. Hy het gegee. As ek dink aan die hemel, ek het verlede week vir u vertel, en dit gaan my verstand te bowe, en ek lees dit, dat God 'n ster uit sy wentelbaan kan neem, en vir die wyse man in die ooste kan sê, hoor gou mooi, en hulle sien 'n ster, en God haal hom uit sy baan, en hy laat hierdie ster suidwaarts, teen dit wat die lugruim, teen dit wat die bane sê, hy gaan suid, hy gaan Bethlehem, en hy neem die wyse manne al die pad suid na Bethlehem. Maar hoor gou mooi, wat wil ek vir u sê van die hemele? Die hemele was bereid om arm te word. Dink die oomblik toe Jesus die hemele moes verlaat, die prins van die hemel. Dink die oomblik toe hy die hemele moes verlaat. Die hemel het arm geword, sodat een ek ryk kan word. Het jy al hierdie teks ontdek in die woord? 2 Korintiërs 8 vers 9, want julle ken die genade van ons Here Jesus Christus, dat hy, alhoewel hy ryk was, hy's God, hy's die prins van die hemel, alhoewel hy ryk was, terwille van julle arm geword het, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. Gegee. Dit is wat dit Jesus gekos het, dit is wat die hemele gekos het. Waaroor gaan die geboorte van die Here Jesus? Kan ek vir jou net dit opsom wat ek in hierdie woordjie gee, dan gaan ek by die tweede en die derde, die vierde beginsel vinnig uitkom. Waaroor gaan die geboorte van die Here Jesus werklik? Kan ek vir jou opsommend noem? Die geboorte van die Here Jesus gaan oor 'n hemelse Vader wat aan mense die ewige lewe wil gee.
Hy wil dit skenk. Dis waaroor Kersfees, dis waaroor die geboorte van Jesus gaan. Oor 'n Vader wat in die hemel sit, wat 'n saligheidsplan alreeds uitgewerk het, nog lank voor die sondeval, sodat die mens gered kan word. Dis waaroor die geboorte van Jesus, hoor gemooi, al hierdie mense wat na Jesus in die rigting van Bethlehem, in die rigting van Jesus beweeg het anderste. Dis 'n mooi woord, daar het 'n omwenteling in hulle lewe plaasgevind, 'n verandering. Hulle het iets daar gekry. Die geboorte van die Here Jesus, as ek 'n tweede gedagte kan noem, gaan daaroor dat die môrester die hemele verlaat. En hy wil so graag koning van jou en van my lewe word. Sal jy hom kroon as koning van jou lewe? Hy is die koning van alle konings. Ek lees in hierdie week in 1 Timoteus 1 vers 17, waar Paulus sê, aan die koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, aan die koning van die eeue, kom toe, die eer, en die lof, en die heerlikheid, tot in alle ewigheid, koning. Die môrester verlaat die hemel, en hy wil koning van jou lewe word. Die geboorte van die Here Jesus gaan oor 'n boom wat op Golgotha se heuwel geplant was, waarvan die blare gestroop was en met bloed bevlek was, sodat die mens wat in sonde is en in sonde lewe, wat hom of haar in 'n varkhok situasie bevind, nuwe lewe kan kry. Ja, dit gaan oor daardie boom wat van sy blare gestroop is. Dis waaroor die geboorte van Jesus gaan. En dan noem ek vir jou hierdie een, is vir my so wonderlik. En ek lees dit in Lukas 2, en dit kom telke maal hierdie gedagte voor, dit gaan oor daardie vreugde, daardie blydskap, daardie vrede, wat daardie persoon kan smaak, as hy die pad saam met Jesus begin wandel. Sê vir my, ervaar jy vreugde? Ervaar jy hierdie diep vreugde, vrede, blydskap, om saam met Jesus hierdie pad te kan stap? So die eerste beginsel oor die geboorte van die Here Jesus gaan juist daaroor dat God gegee het. Al hierdie karakters wat ek vir jou genoem het gegee. Het hulle beskikbaar te stel en te sê, gee. Kan ek dit weer vir jou noem? Dat God vir jou sterretjie kan sê, kan ek jou gebruik? En daai ou sterretjie sê, ek wil my gee, gebruik my. Hy's in God se hand. Herder, ek wil jou gebruik. Hoor gemooi, as jy so gebruik wil word, moet jy sorg dat jy in die holte van God se hand. Hy gebruik net diegene wat hier is, in sy hart. Here, ek wil my hierdie tyd, wil ek vir u kom gee. Maar daar is 'n tweede beginsel. En geskenke wat ons gee ons aan die Christuskind. Die wêreld is so anders, kan ek dit net vir u noem. Ek wens ek kan 2 kolomme so maak. En nou wil ek die waarheid en die leuen van Kersfees so langs mekaar afspeel. Miskien volgende jaar DV as die Here my lewe spaar. My sien ek en jy het verval in hierdie ding van Kersfees gaan oor geskenke wat ons vir mekaar gee. Wat ons vir mekaar gee. Maar die waarheid van die geboorte van die Here Jesus gaan oor hierdie kinders van die Here. Kinders van die Here. Is jy kind van die Here? Hoor nou mooi. Gee geskenke aan Jesus Christus. Jy moet mooi hoor. Nou, dit is nie verkeerd om 'n geskenkie vir iemand te gee nie. Ek gee ook 'n geskenkie. En ek ontvang ook 'n geskenkie. Dit is nie verkeerd om nou daardie dag, dit moet nie gaan, want jy sien, kyk waaroor dit vandag gaan. Dit verskil so. Die wêreld sê net die beste,
net die duurste, net die grootste. Dit gaan oor die geskenke en ons dink nooit, wat het ek vandag, wat gee ek vir die Jesuskind? Want ek lees, die wyse man het daar gekom en hulle het vir hom geskenke gebring. 3 belangrike geskenke. Niemand sal 'n tweedehandse geskenk of 'n minderwaardige geskenk gee nie. Maar weet jy wat? Wanneer ek en jy 'n geskenk vir die Here Jesus bring. En ek gesê dit vanmôre vir jou in aanhalingstekens. Kan daardie geskenk wat jy vir Jesus bring, kan jy dit glo? Kan maar stikkend wees. Hy hou van stikkende geskenke, het jy dit gesien al in sy woord? Hy hou daarvan, ek wil jou dit wys. Hy hou van 'n stikkende lewe. Hy hou van mense wie se lewens de mekaar is. Hy hou van mense wie se lewens daar geen hoop meer is nie. En hy lewe vir niks. En hy sê, jy is vir daardie persoon, nou wat jou 3 teksverse net gou noem, hoor wat sê hy, jy sal dit so leer, onthou net die versgedeelte, dit is elke keer net die hoofstuk wat verander. Psalm 34 vers 19 sê, die Here is waar? Wat sê die vyand? Hy is ver van jou af, omdat jy 'n stikkende lewe het. Die Here is naby die wat gebroken is van hart. En hy verlos die wat verslaa is van gees. Jou lewe vanmôre so is, dan is jy op die regte plek. Dan het jy 'n geskenk om vanmôre aan Jesus te gee en te sê, Here, my lewe val uit mekaar uit. Ek probeer dag vir dag om dit net so by mekaar te hou, Here, maar U weet. Hoor mooi, het iets om vir Jesus te gee. Hy hou van stikkende geskenke. Kan ek jou nog 'n teks noem? Dawid sê dit in Psalm 51, ook vers 19. En hy sê hier die woorde, die offers van God. Die offers. Die geskenke van God, die grootste offer wat jy van God kan bring, hoor nou mooi, is 'n gebroke gees. 'n gebroke en 'n verslae hart sal U, o God, nooit verag nie. Die duiwel sê, hoe kan jy so iets vir die Here gee? Man, sê nou maar, ek gee vir Annie 'n stuk in 'n blompot. My vrou, hier's nou vir jou, vir vandag vir Kersfees, hier's nou vir jou pot, sy maak hom oop, en hy stikker, wat sal sy dink? Maar juis, dis nou anders, as dit by Jesus kom. Dis al wat ek het, Here. My lewe, die offers van God, is 'n gebroke gees, 'n gebroke en verslae hart, sal U, o God, nooit verag nie. Psalm 91 vers 19. Wat sê in Matteus 11:28, hy sê, kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is, ek sal vir jou rus gee. Is dit wonderlik? Het jy 'n geskenk om vir Jesus te gee vandag? In hierdie tyd? Het nie nodig om duur geskenke vir hom te gee nie. Jy beïndruk hom nie met 'n duur geskenk nie. Weet jy wat 'n geskenk? Hou jy van? Kom net soos wat jy is. Kom net soos wat jy is. Jy hoef niks, verskoon nou die woord, jy hoef niks te polish nie. Jy hoef niks eers reg te maak en dan te, hy sê, kom soos wat jy is. Ek hou van so 'n geskenk. Ek hou dit. Ek aanvaar dit. Ek wil daardie geskenk. Het jy so 'n geskenk vir die Here Jesus? Hoor mooi. Kinders van die Here gee geskenke vir Jesus Christus. Gaan bestudeer so 'n bietjie die 3 geskenke wat die wyse manne vir die Here Jesus gebring het. Op die oog af, uiterlik lyk dit mooi geskenke. Maar daar het hulle alreeds vir die Here Jesus kom sê, jy gaan sterf aan 'n kruis. Hulle het alreeds 'n boodskap vir die Jesuskind gebring. So dit was nie hier mooi goeie geskenke nie, hulle het 'n boodskap daardeur gegee. So hy aanvaar stikkende geskenke. Maar daar's 'n derde beginsel wat ek graag net vir u wil noem, en dis alle stande. Kyk mooi in daai hoofstuk. Alle stande is gelyk en almal, of dit nou 'n wyse man is en of dit 'n herder is, dit maak nie saak nie, almal kom op dieselfde manier by Jesus uit.
Gaan lees dit. En daar was herders in die open veld. En hulle het hulle skapies daardie nag opgepas. En die engel van die Here het aan hulle verskyn en die heerlikheid van die Here was rondom hulle. Die herders. Die wyse manne volg uit die ooste uit. Volg hulle tot in Bethlehem. Die slim manne. Die hogere manne. Toe hulle by die Jesus kind kom, toe is die grond voor die kruis gelyk. Voor die krib was die grond gelyk. Ongeletterde, ek noem hulle ongeletterde herders. Hulle ontvang hier die boodskap en dit lei hulle na Jesus. Wyse manne hoor hierdie boodskap, hulle hoor hierdie boodskap van 'n redder, van 'n Jesuskind. En hulle kom na Jesus. Is dit wonderlik nie? Die beginsel, die waarheid is nie dit. Daar is geen onderskeid as dit by Jesus kom nie. Almal is gelyk voor hom. Is dit wonderlik nie, vriende? Dit gee my hoop. Dit gee hoop. Maar ek noem jou die laaste beginsel en hier is hy. 4 wonderlike waarhede, 4 wonderlike beginsels as dit kom by die geboorte van die Here Jesus. Kan jy my die eerste een noem? Ek wil hê, die juffrou het altyd vir my gesê, al in sap A, deur herhaling. Sê dit vir my herhaal tot ek in matriek was. Herhaling. Herhaal dit vir my. Die eerste beginsel is, die beginsel van gee. God het gegee en hy wil hê ek en jy moet onsself ook vir hom gee. Wonderlik. Gee beteken beskikbaar stel. Die tweede beginsel, wat ek vir die geleer het, kinders van die Here, gee vir Jesus geskenke. Wat het jy vanmôre om vir hom aan te bied? Het jy geskenk? En die derde beginsel is, dat die grond voor die kruis is gelyk. Herders, wyse manne, maak nie saak nie. Enigiemand kan by Jesus. Dis moontlik vir enigiemand om by die Here Jesus uit te kom. Maar hier is die vierde beginsel. En dis 'n belangrike beginsel. Die Here Jesus, die Jesuskind, moet die middelpunt wees. Ek dink jy het dit nou al gesnap. Ek nou 'n paar keer het al vir u gesê, dat dit is nie 'n kerk, of dis nie 'n instansie of organisasie of iets, wat die middelpunt in jou lewe moet wees nie. As jy hierdie verhaal aandagtig gaan lees, ek wil hê jy moet hom van vandag af lees, tot en met die 25ste Desember. Lees hom elke dag, Lukas 2, jy kan die hele verhaal lees, van vers 1 af, tot daar waar ek gekom het, vers 20, lees hom oor en oor, dan gaan jy hierdie waarheid vind, nee. Alles wat daar plaasgevind het, alles wat gebeur het, van dat die herders daar was, tot hulle weggegaan het alles gegaan om Jesus. Maar ek wil dit meer vir jou spesifiek opbreek. Kyk mooi. Die eerste persoon wat na Jesus verwys het, was keiser Augustus. Nou, ek wens ek het nou tyd om vir hierdie verhaal te lees, en ek het nou vanmôre vir die gewys, Lukas 2 begin. Hy sê dat keiser Augustus het 'n sensusopname, het hy uitgevaardig, hy het 'n wet daar gemaak, en hy het gesê, weet jy wat, ek wil hê, dat die hele wêreld weer ingeskryf moes word. Kan jy dink dat God in 'n keiser se hart hierdie begeerte plaas? Keiser, ek wil hê jy moet 'n wet maak. Hoor gou mooi, my seun moet na hierdie wêreld toe kom. En om dit te kan regkry, het ek 'n wet nodig. Jy's nou in beheer. Jy's keiser Augustus. Jy's nou in my hand. Ek wil hê maak hierdie wet, sodat Josef, en ek het vir Maria, sy's deur die engel swanger gemaak. Sy gaan die Jesuskind, gaan sy dra. Maar hy moet gebore word in Bethlehem. En om haar in Bethlehem te kry, moet hulle uit Nazareth uit, na Bethlehem, vaardig net daai wet uit. Dis wonderlik, dat God so kan werk. En terwyl daai wet gemaak word, in 'n keiser se hart, wys dit alreeds
na 'n Jesuskind wat gaan kom. O, vriende, hoor gou mooi. Ek wil jou hier 'n stelling maak, jy moet mooi hoor wat ek nou vir jou gaan sê. As keiser Augustus nie daardie wet gemaak het nie. Hoor nou mooi, ek praat nou, jy moet nou mooi hoor wat ek vir jou sê. Sou Maria wel daardie nag geboorte geskenk het. Maar dan was dit nie in Nasaret nie. Daar was God se woord nie vanmôre waar nie. Want die Bybel sê, die profete sê, die Jesuskind moet in Bethlehem gebore word. As hy in Nasaret geboorte gegee het, was die Bybel vanmôre onwaar. En vers 6 sê, en ek het vir jou gewys, hy sê, en terwyl hulle daar was. Waar? Waar was? Terwyl hulle in Bethlehem was. Hoor wat sê Micha 5. Micha het dit al voorspel, hoor mooi. En jy Bethlehem, Efrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda. En jou sal daar vir my uitgaan een wat 'n heerser in Israel sal wees. En sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid. O, Micha het dit nie eers gesien, hy het dit nie eers gesmaak nie, maar hy het gesê, die Jesuskind, Bethlehem. Hoor mooi, keiser Augustus, ek wil hê, vaardig daai wet uit, Micha het dit geprofeteer, en om dit te kon regkry werk God in 'n keiser se hart en dit wys na Jesus. Wonderlik nie. Ek gaan dit net noem, 'n tweede groep van mense wat na Jesus verwys, is die engele. Hulle verskyn, ek wil dit vir jou lees, blaai gou net saam met my, ek is amper klaar, ek dink ek nog so paar skryfies, kyk, ek wil dit vir jou wys, dit is vir my belangrik, jy moet dit in die woord sien. Kyk hoe wys die engele na Jesus. Vers 10 sê, Lukas 2 vers 10 sê, en die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle goeie tyding, van groot blydskap, wat vir die hele volk Israel sal wees, vir die hele volk sal wees, dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is, die saligmaker, die Here. O, hulle wys duidelik, hulle noem hom die saligmaker, hulle noem hom die Here. Kyk gou, die derde groep wat verwys na die Here Jesus. Die hele hoofstuk maak Jesus die middelpunt. Die herders, die engele. Hier kom, hoor nou mooi, wat sê die herders vers 11? Hy sê, en dit sal vir julle 'n teken wees. Vers 12, julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en wat in die krib lê. Is dit nie wonderlik? Die middelpunt. Is Jesus vanmôre die middelpunt van jou lewe? Wat gaan in jou lewe aan? Waarom draai jou en my lewe? Dis 'n vierde groep en ek dink dis die laaste en die wyse manne. In Matteus 2 hoor mooi hoe is Jesus die middelpunt van selfs die wyse manne. As Matteus oor hulle skryf, dan sê hy in vers 1 en 2, en toe Jesus te Bethlehem in Judea gebore is in die dae van koning Herodes, het daar wyse manne uit die ooste in Jerusalem aangekom en gesê, waar is Jesus? Waar is die koning van die Jode wat gebore is? Hulle soek Jesus. As hulle praat, Jesus. Waar is die koning van die Jode wat gebore is? Want ons het sy sterre in die ooste gesien en gekom om hom hulde te bewys. Middelpunt. Hulde. Ja, Jesus Christus was die middelpunt van alles en van almal. Ek vra jou vanmôre, en dit is my hartsbegeerte vir hierdie tyd waarin ons ingaan. Ja, vriende, die wêreld maak eintlik 'n bespotting, hulle maak van die geboorte van die Here Jesus 'n dronknes. Mag ek en jy anders optree? As dit kom by die partytjies van hierdie lewe, in hierdie tyd, jou werkspartytjie,
as dit kom by die werksafsluiting, as dit kom by wanneer jy saam braai, wanneer jy met die familie verkeer. Ek wil jou vra vanmôre, wil jy nie hierdie besluit in hierdie kerkgebou neem en sê, Here, U sal die middelpunt wees van my lewe. Mense sal sien, dit gaan oor Jesus. Jy moet die tyd geniet. Ek sê nie, jy moet nie die tyd geniet. Ek sê nie, jy moet met 'n godsdienstige gesig loop. Ek sê nie dat jy kan dit geniet. Maar hier diep binnekant, dat Jesus die middelpunt, die spil sal wees, waarom alles draai. Dat mense sal sien, in jou lewe en in my lewe gaan dit oor die geboorte van die Here Jesus. 4 beginsels. Die beginsel van gee. Het jy jouself, sal jy in hierdie tyd jouself opnuut vir hom kom gee? Die wyse manne kom om vir hom te sê, hier is ons. Die Bybel sê hy het gekniel. Hy het voor hom neergebuig. Hy het hom al erken as koning. Jy buig net voor 'n koning, het jy dit geweet? Hy het al voor hom kom neerbuig, 'n babietjie in die krib. Jy is koning. Koning, ja, hy is die saligmaker. Maar ek was sommer klaar vir hy kom sê, as 'n wyse man, want wyse mense soek na Jesus. Ek kom maak die koning van my lewe. En het voor hom kom neerbuig. Miskien het jy vanmôre nodig om jou knie te buig. Here, môre kom maak ek U koning. U is my saligmaker, maar kom maak U koning. Ek kom eer U as koning. En ek sê sommer in dieselfde asem, U is die middelpunt van my lewe. Ek wil dit weer vir U kom sê, niks anders as Jesus in my lewe. Dis wonderlik. Miskien is jou lewe so deur mekaar. Hierdie jaar was vir jou deur mekaar. Ag Here, dankie dat U so geskenk aanvaar. Stikkende geskenk. Hy maak hom heel. Hy het die vermoë om my lewe heel te maak. Ek lees in hierdie week weer oor die verlore seun. Ek wil volgende jaar as die Here my lewe spaar 'n boodskap, 'n reeks uitwerk oor die bring oor die verlore seun, maar ek wil jou net dit gou vertel nie. Kyk sy mentaliteit. Kyk wat doen 'n varkhok aan jou nie. Wanneer jy wegbeweeg van die Here af, gee die duiwel vir jou 'n varkhok mentaliteit. Hy stap as die seun van die huis weg. En die Bybel sê hy het sy lewe weggegooi. En hy sit in 'n varkhok. En hy sê in vers 18 van Lukas 15, hy sê, en hy het tot homself gekom en gesê, ek sal opstaan en na my Vader gaan. En vers 18 neem hy die besluit, in vers 20, toe staan hy op. Hoor gou mooi, die enigste verandering wat in 'n lewe kan plaasvind, is wanneer ek en jy opstaan. Solank ek en jy die besluit neem en ons sit, gebeur niks. Die Bybel sê, en hy het opgestaan, maar hoor nou mooi. En hy loop terug en sê, hoor sy mentaliteit. Hy sê, maak my pa my net die diensknegt. Ag Here, al kan hy net iets doen aan my deur mekaar lewe. Hoor nee, hoor gou my, hy het nie dit gedoen nie. Hy het nie hom die diensknegt gemaak nie, hy maak hom seun van die huis. Wonderlik. Ek sê daar, ek sê, Here, dis God en God alleen wat so iets kan doen. Ek sal maar net diensknegt bly. Nee. Hy gee vir hom 'n ring, hy gaan lees dit, wonderlik nie. Dit is wonderlik wanneer God 'n stikkende lewe vat, hy kom maak hom heel, hy kom maak hom nuut. Hy kom maak hom en hy sê, jy's my dogter, jy's my kind. Kom ons sluit af. Dis die laaste gebed vir 2025 in hierdie kerkgebou. Voordat ek die seën gaan uitspreek wat ek gaan bid. En miskien sê jy vanmôre vir my, Johan, gee my 'n kans om ook 'n gebed in hierdie kerkgebou vanmôre te bid. Miskien wil jy net vir die Here dankie sê dat God gegee het. Vriende, toe ek dit neerpen op 'n skyfie. Ek kan nie vir u sê wat was die gevoel wat deur my hart gegaan het. Ek daarin dink dat God was bereid om so te gee,
dat hy bereid was om sy seun van hom los te skeer, af te skeer. Dink die eenheid wat daar in die hemel was. God is bereid om hom los te skeer en vir 'n mensdom wat hom verwerp het en van hom 'n bespotting gemaak en om hom vir die wêreld te gee, sodat hy gekruisig kan word. Sê, Here, dis onmenslik, dit is, vir my verstand is dit te veel, maar vanmôre, ek het net daar, kon ek nie anders om net van die stoel af te klim en te sê, dankie Here, wat sou van my geword het, as U dit nie gedoen het, wil jy nie net vir hom dankie sê vanmôre, enigiets waarvoor jy vir hom kan dankie sê, daar's net een voorwaarde, Gerard, sit met die aircons af asseblief, dat gaan doodse stilte wees, maar ek wil jy moet vir die laaste keer hard bid, hierdie jaar, ek wil jou daai vrymoedigheid gee, sê hardop, hoor mooi, die herder sê dit vir almal gaan vertel, ander moet nou vanmôre hoor, jy sê dankie Here vir so 'n verlosser, dat U na hierdie wêreld gekom het, dankie vir die grootste geskenk, hier is 'n geskenk vanmôre vir U terug, U weet mos wat om te doen, nie? Ons hou dit telegrams gewys, dit beteken 'n paar woorde, wie gaan eers begin, wie gaan dit eers vir die Here